Goeiemôre. Het gaat goed met julle vanoggend. Dit is 'n lekker briesige dag en ek bly die kerk is relatief vol. Dis lekker naby aan mekaar kan sit as jy koud kry in die diens, dan steek jy net jou hand op en dan sal ons dan maar mekaar opskuif. Draai na mekaar toe, stel jouself voor. Ons sit gewoonlik op dieselfde plek, maar sê vir die mens langs jou wat nie in jou familie is nie, wat jou naam is en waar jy vandaan kom. Lieflik om in die Here se huis te wees en daarom gaan ek 'n paar oomblikke van stilte gee laat so ek bewus raak van God se unieke teenwoordigheid hier vandag en hoe hy ook die God van ons lewens is. En dan gaan ons 2 liedere sing staande. Daarna sal ek die seën vir ons uitspreek of die seëngroet uitspreek en dan gaan ons met nog 2 liedere aangaan. Die eerste lied gaan wees Enigste Here op die orgel en dan sal Jacques ons van daar vat. So kom ons raak 'n paar oomblikke stil en raak ook net bewus van hoe God hier teenwoordig is. Wat sê? Het ek gedink. Kom ons hoor, luister saam. So, ek gaan hom oorswaai aan my kant af na Psalm 121 toe. Woorde van die Here waar ons bymekaar kom, selfs al sukkel ons met die tegnologie, is ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? So in al ons probleme kyk ons op na die berge, sê die psalmspreker, en dit kom nie van die berge af nie, dit kom nie van die hoogtes af nie, maar ons hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het en in dieselfde naam, in sy naam ook dan begin ons hierdie diens en ons staan dan en dan sing ons Enigste Here, enkele wese.
groet in die naam van die drie-enige God, van wie ons hulp kom, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Gebruik
keer is Jesus gevra, wat is die grootste gebod? En hy antwoord dan hierdie strikvraag en hy sê vir ons, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierin som Jesus die hele wet vir ons op. Van die eerste gebod wat sê dat jy die Here jou God alleen moet aanbid, tot die laaste gebod wat vir jou sê, jy mag nie begeer nie, word hierin vasgevang. En ons gaan 'n paar oomblikke van stilte gee waar ons wat gaan gebruik om hieroor na te dink. En dan gaan ons ook 'n interaktiewe skuldbelydenis doen, wat ek vir ons sal voorgang as voorganger. Kom ons raak stil. Wie laat ons dikwels tekortskiet en daarom nooi ek julle uit om nou saam met Dawid hierdie woorde van 2 Samuel 24 te sê. Ek lees vir ons voor as voorganger. Ons het swaar gesondig met wat ons gedoen het. Waarlik, ons was baie dwaas. En dan die wonderlike nuus is elkeen wat opreg hulle sondes bely, God beloof vir ons, hy sal hulle vryspreek deur die kruisdood van Jesus. En daarom wanneer ons in hom staan, is daar geen meer veroordeling nie. Ons gaan nou sit en sing van hierdie verlossing en van hierdie vergifnis. Die woorde van Psalm 130, het gaan op die wyse wees van hoe Christus ons verlanger, waar ons ook gaan sê, hierso in vers 2, maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees. Kom ons sing sittend, uit dieptes gans verlore.
Hulle dan ook uit om as mense wat opnuut hulle vergifnis in die Here Jesus besef het, om die woorde van die 12 artikels saam ons op te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nooi graag al ons kinders vorentoe, almal onder want ek hier in my sak kom grawe. Ek gedink op die kant gesit. Dit julle is baie. Ek soek die vier kinders wat dink dat hulle die slimste is. Okay, ja, kom 4. Dink ek het 4. Okay. Wat dink julle gaan julle hiermee doen? Blindfold. Okay. Sit bietjie vir ja, kom help hier. Sit 'n blindfold aan, maar hulle mag nie kan sien nie. Ons nog het ons genoeg daarso. Res van julle kry sterretjies. Wat vir jou sterretjie? Jou sterretjie? Kom op jou kop sit. Waar wil jy mee? Zie jy? Ek kan nou nie mekaar slaan voor die kerk, anders kry ek moeilikheid. Hierso. Wat vir? Okay. Ja, so. Hierso. Vat. O, julle kyk. Hierso. Okay. Kan julle vrou vir my saam lees? Wat staan daar op die bord? Skyn heilige, haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Wel dan, jy lees vlot. Amper beter as ek. Okay. Hulle kan nie sien nie. Kan die res van julle gou staan? Los my. Okay. Jy moet nou mooi vir my luister, hierdie 4 van julle. Okay. Die reël is jy mag niemand seermaak nie. Okay, dis die reël. Julle moet nou, ek het vir elkeen van hulle 'n sterretjie gegee wat hulle iewers op hulle lyf geplak het. Ja. Julle moet die sterretjie vir my gaan haal. Nee, maak vas, kry vir my die sterretjie. Dis moeilik. Hoekom is dit moeilik? Ja. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Well done. Stop. Haal vir my 'n blindfold af. Hulle het nie jou nog gekry nie. Hoekom nie? Hulle kan hom nie gesien het nie. Hoekom kon hulle jou nie sien nie? Dis blindfolds. Ek het nie deur gesien nie. Haal vir my die blindfolds af, anders gaan tannie Ayla vir my kwaad wees as ek dit nie huis toe bring nie. Okay. My oë het 'n bietjie seer gekry. Jou oë het seer gekry. Ja, dit was so styf hier agter in my oë gedruk. Nou lees gou vir my daarbo, nê? Ek kan nie. As julle moet sê wat het hierdie voorgestel? Haal eers die balk uit jou eie oog uit. Wat is 'n balk? Weet julle? Soos Amper soos dit, maar yster. dis amper soos 'n yster. Dis 'n groot stuk hout.
amper soos hierdie kruis, nee, wat in 'n dak inkom. Is 'n balk groter of kleiner as 'n splinter? Groter as 'n splinter. So as Jesus vir ons sê jy moet eers die balk uit jou eie oog uithaal. En as voor jy die splinter uit iemand anders se oog uithaal, wat beteken dit? Ja, jy? Kan jy onthou nie? Eerst die balk uit. Ja, En dan haal je eerst. is 'n balk is groter, né? En in wie se oog is die balk? Op Jesus. Nee. En die balk uit jou wie se oog? Jy moet eers die balk uit jou eie oog uithaal om te sien wat Jesus eintlik bedoel dat jy die boodskap kan versprei. Ja, so dit beteken CJ. Ag, jou ma het jou klaar geleer, so ek weet. Maar dit beteken dat voordat jy vir ander mense gaan sê wat hulle verkeerd doen, moet jy eers na jou eie foute kyk. Want jou foute is baie keer so groot dat jy nie kan sien nie, asof dit 'n blinddoek is. Maak dit sin? Okay. Julle was nog nooit blindfolded nie. Okay. Julle was nogal soet hoor. Ek het gehoor dat julle mens moet julle eintlik nie blindfold nie, maar julle kan nou gaan klasie toe gaan. Wag. Maar voordat julle gaan, moet ons eers die kinderliedjies sing. Ekskuus, dankie Mia. Ek wil net geblaai die woorde aan terwyl ons die schedule, there we go. Ja, ek dink so. Onderwysers as my gemeente so in hardloop. Eendag. Groot mens goals, sê ons. Is dan maar wonderlik om so baie kinders te hê. Ek's bly dat 'n familiekerk is waar ons daai voorreg het. En dis ook 'n voorreg om ook in 'n gemeente kan wees. Ons volg oor die algemeen die kategese program en ons het nou hierdie oorgeslaan. Loops as julle dit gemis het, dis volgende week lang naweek, so daar's nie kategese nie. Maar dan vir die gedeelte wat ons oorgeslaan het. Sam het laasweek gepraat oor, dalk moet ek eintlik vir julle vra, waar het Sam laasweek gepreek? Wie wil sê? Ek sal sê Kain en dan sê julle Abel. Dit word nie baie gehelp nie. Ek
Seker julle onthou, julle is net skaam. Ons het dalk in introvert gemeentelede, nie teenstaande. Sam het laasweek gepreek oor Kain en Abel, Genesis 4 en ek vat nou net die gedeelte wat voor dit was, waarna ons gekyk het. En Sam het 'n storie vertel wat my nogal gegryp het. Sy het gepraat van 'n pink kruit. Sy het gepraat van 'n pink kruit wat verduidelik hoe sonde eintlik 'n projek is van die hart of 'n vrug van die hart. Sy het vertel van 2 dogtertjies, amper soos wat die kinders nou beklei het oor 'n blindfold of 'n sterretjie wat beklei het oor 'n pink inkleerkruit. En 5 minute later huil albei en die kruit lê gebreek op die vloer. Die gevolgtrekking is dat dit begin met 'n kruit maar eintlik gegaan het oor die harte wat nie wou deel nie. Want sien, sonde is 'n vrug van die hart. Daarom sondig ons dikwels sonder dat ons dit kan help. Want soos Jeremia 17 vers 9 ook vir ons sê, die hart is bedriegliker as alles. Dis ongeneeslik, wie kan die hart verstaan? Dikwels skiet ons tekort, ons kan self nie ons eie harte verstaan nie, en daarom as ons sondig, vang dit ons onkant. En Sam, toe sy gepraat het van Kain en Abel van Genesis, het sy vertel dat ons vermy dikwels tekste soos dit. Want Genesis 4 is die hartseer gevolg van Genesis 3, van Eva en die slang. Maar hierdie gedeeltes is nodig om te praat, om oor te praat, want ons lewe in 'n gebroke wêreld. En ons het nodig om sonde en die effek daarvan te verstaan, om te verstaan hoekom die wêreld lyk soos wat dit lyk. En daarop kan ons ook nie verlossing verstaan as ons nie sonde verstaan nie. Ons Heidelbergse Katekismus se tweede vraag, ons ken die eerste vraag, wat sê, my enigste troos in lewe en dood, en vraag 2 kom vra, hoeveel dinge moet jy weet om hierdie troos te kan lewe en sterwe? Om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe, en die antwoord daar is 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is, ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word, en derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Met ander woorde, ons het nodig om te weet hoe ons sonde lyk om verlossing te verstaan, en ons het ook nodig om te weet hoe ons moet lewe daaruit uit dankbaarheid om verlossing te verstaan. En laastens moet ons dan ook weet, laastens moet ons ook weet en verstaan dat die kerk 'n plek vir sondaars is. Nie omdat ons in die wêreld, nie net omdat ons in die wêreld is en almal sondig is nie, maar omdat Jesus hierdie woorde vir ons gegee het. Hy het gesê, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel siekes. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. As jy vanoggend hier is, dan vorm jy deel hiervan, want as jy Jesus volg, moet jy sê, ek is 'n siek mens wat genesing nodig het. Of dan, soos ons vanoggend gesing het, maar nee, daar is vergewing, altyd by u gewees. En daarom, vandag gaan ons gesels oor sonde. Ons gaan gesels oor sonde aan die hand van Genesis 3 vers 1 tot 20. En as dit kom by sonde, wil ek sê ons zone maklik uit. Ons skakel maklik die radio oor na 'n ander stasie. Amper soos die grappie van Jannie, wat in die laerskoolklas gesit het en by die venster uitgekyk het. En toe Jannie se onderwyser vir hom sê, let op Jannie, sê hy, juffrou, ek hoef nie hierdie te weet nie. Sê vir hom, hoekom nie? Want ek gaan rugby speel. En as jy 'n besering kry, wat doen jy dan? Dan word ek maar onderwyser. En hier is dieselfde gevaar waarna ons trap. Ons zone maklik uit. Eerstens omdat ons dink dat sonde dinge te kompleks maak. Dat allerhande goeders wegvat van die eintlike boodskap. Want ons sê Jesus vergewe sondes. Dankie, goodbye. Ek het kos in die oond wat vir een of ander rede 5:10 uitgehaal moet word. En natuurlik gaan jy dan huis toe en sondig nooit nie, want jy verstaan mos, Jesus vergewe sondes. Nee, want as daar 'n makliker manier was, 'n maklike verduideliking, sou ons nie gesukkel het om op te hou sondig nie. En as ons nie diep hieroor nadink nie, gaan ons nooit verstaan hoekom ons sukkel met herhalende sonde in ons lewens nie.
En dan gaan ons dan en dan as ons nie diep oor nadink nie, dan wonder ons dikwels ook hoekom ons kinders op universiteit kom en hulle geloof binne 'n paar maande verloor, want ewe skielik as hulle gekonfronteer word met ander komplekse idees, dan hou hulle vereenvoudigde geloof dit nie. En dit is ons skuld. Want ons praat nie oor komplekse geloofsbegrippe of preek nie daaroor nie. En dan kan ek dalk sê, miskien is dit net 'n tikkies probleem, maar dit is 'n ernstige probleem in ons land. Want hierdie goed is moeilik. Sonde is moeilik om teen te veg, want dit is moeilik om te verstaan. En dit vat meer as net 'n 2 uur preek om agter die byl van dinge te kom. Maar ons moet daaroor dink. En ons moet daar preek en ons moet daaroor nadink. En dan zoun ons dalk maklik uit, omdat ons dink hierdie preek of op 'n ander kant, dis kompleks en dan zoun ons dalk ook maklik uitpunt nommer 2, want ons dink dit gaan oor ander mense, soos die balk in iemand anders se oog. Ons hoor hoe daar sonde in die wêreld is, maar ons pas dit op almal toe, behalwe onsself. My irriterende kollega by die werk, daardie niggie wat die laaste koeksuster vat, of my man wat sy skoene by die bank los. En daarom bid ek vanoggend, dat ek vanoggend jou laat aanstoot neem teen hierdie preek. Ek bid dat jy sal ervaar dat hierdie boodskap vir jou is. En nie vir die mense waarvan jy nie hou nie. In die Onse Vader bid ons nie verniet, soos ons skuldenaars vergewe nie. Dis mos nie God wat sukkel om te vergewe nie, maar ons. En soortgelyk sukkel ons om skuld te erken. Ek bid dat hierdie preek jou ongemaklik sal laat voel tot in jou diepste binneste. Dat dit jou bootjie sal skud, want dit is dikwels die enigste manier waarop ons uit die gemak van ons sonde kom. Sodat ons dit voor God kan bely en dat ons deur hom gereinig en geheilig word. Kom ons raak stil en bid die Here se seën. Here, ons kom vanoggend na U toe in diepe afhanklikheid en ek wil kom bid waar ons nou ook gaan lees, Here, die teks vir ons sal oopbreek. Storie wat ons eintlik baie goed ken, dat U ons sal help deur die Heilige Gees om dit op toepassing te maak van ons lewens. En dat U ook die een sal wees wat ons oortuig van waar ons tekort skiet en ons help om dit reg te maak. U is die almagtige God, die heilige God. Kom heilig ons denke en gedagtes om U woord te verstaan en leer ons wat die regte pad is. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons luister nou saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in Genesis 3 vanaf vers 1. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here gemaak het. Hy het vir die vrou gevra, is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie, en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang sê toe vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, want God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Dan sal julle word net soos God, wat goed en kwaad ken. Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet. Dit was 'n lus, dat dit 'n lus was vir die oog, en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet, en ook vir haar man by haar gegee. En hy het dit geëet. Al twee se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is. Hulle het vyeblare aangeneem en vir hulle lendeskorte gemaak. Hulle hoor toe die geluid van die Here God wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Hy het geantwoord, ek het u in die tuin hoor beweeg, en ek was bang, want ek is naak. Toe het ek weggekruip. Hy vra toe, wie het vir jou vertel dat jy naak is? Het jy die boom geëet, waaroor ek jou beveel het, dat jy nie daarvan mag eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het, om aan my sy te wees, sy is die een wat vir my die boom gegee het, en ek het geëet. Die Here vra toe vir die vrou, wat het jy nou gedoen? Die vrou het geantwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God vir die slang,
Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die makdiere en al die diere van die veld. Op jou pen sal jy seil en stof sal jy eet, solank jy leef. Vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel en tussen die nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval en jy sal sy haksken aanval. Vir die vrou het hy gesê, ek sal jou swaar kry, met jou swangerskap baie erger maak. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers. Vir die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na jou vrou se stem, en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond deur jou toedoen vervloek. Met swaardskry sal jy daarvan eet, solank jy leef. Dorings en dissels sal dit vir jou laat uitspruit, en jy sal veldplante eet. Met jou sweet en bloed sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die grond, want daaruit is jy geneem. Ja, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. So 'n paar weke terug toe ons gesels het oor Genesis 1 en die beeld van God, het ek verwys na hierdie volgorde of hierdie matrix. Want het is nogal vreemd om te dink dat die hele wêreld in sonde verval het omdat 'n vrou 'n vrug geëet het. Dis mos net 'n daad, 'n klein fout. Maar as ons dit nie verstaan nie, verstaan ons ook nie sonde nie en verstaan ons ook redding verkeerd. Eva se sonde en ons sonde is nie eenvoudig 'n daad van 'n vrug eet nie. Sy kon nie die vrug eet nie, sy kon nie die vrug nie eet as sy nie versoeking gehad het nie. As haar hart, siel en liggaam nie eers welis en begeerte gehad het om God se opdrag te ongehoorsaam nie. En sy sou nie die versoeking gehad het as sy nie eers in haar verbeelding gedink het aan iets wat God se opdrag verontagsaam nie. En laastens kon haar kop nie sondig as sy nie eers getwyfel het of God se opdrag vas en waar is nie. Het God dit regtig gesê? So kom ons werk hierdie ding in die teenoorgestelde rigting van punt nommer 1 af deur. Die voorbeeld wat ek gebruik het 'n paar weke terug gaan ek weer gebruik as ons dink aan iemand wat byvoorbeeld pornografie gebruik of misbruik. Ja, die daad is verkeerd en gruwelik, maar dit is eerstens gegrond dat hy of sy twyfel in wat God se voorskrif is. Dat seksuele omgang hoort in 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou wat voor God en gemeente 'n verbond gesluit het. En as gevolg van daardie twyfel in God se ontwerp, gaan sy of haar brein en sê, het God dit regtig gesê? Is dit regtig slegs in 'n huwelik? En sodra daardie twyfel ingryp, begin die verbeelding dwaal na omgang buite die huwelik. En dan is dit amper reeds te laat. En daardie denke oor die moontlikheid van God buite God se plan lei na begeerte. Om die begeerte om na die sonde te beleef en daardie valsheid te ervaar. En dan, soos dit, trap jy oor 'n lyn. En hierdie is waar vir egbreek, skinder, haat, laster en enige ander sonde. En Jakobus bevestig dit vir ons in sy eerste hoofstuk se 14de vers wanneer hy sê, elkeen word versoek wanneer hy deur sy eie begeerte meegevoer word en verlei word. Dan, wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan sonde, en wanneer die sonde volgroeid is, gee dit geboorte aan die dood. En hierdie, soos julle kan sien, word uitgebeeld in 'n pyp. As jy dink aan 'n pyp of 'n staalbrug wat breek, is dit nie 'n ding wat in daardie oomblik gebeur nie. Die brug val nie uitmekaar omdat hy ewe skielik sy krag verloor het nie. Dis roes en verweer oor jare wat skade doen. En soortgelyk is die aksie nie die ding wat vasval nie. En ons gaan vanoggend dan stil staan by die eerste 3 gedeeltes: twyfel, verbeel en begeer. Ons sien hier in vers 1 hoe die slang wat volgens Openbaring 2 vers 9 die duiwel of Satan is, die eerste saadjie van twyfel plant in Eva. Is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van hierdie boom in die tuin eet nie? En dit is waar sonde begin. By hierdie het God dit regtig gesê. Is dit regtig so erg?
'n sagte suggestie dat God moontlik verkeerd is. Sien, lank voor die daad van die vrug eet, het Eva reeds fouteer. Hierdie beteken nie dat ons nooit mag vra nie, of nooit mag wonder nie, maar eerder laat ons dit baie versigtig moet doen. Wanneer ons vra, is dit regtig om te verstaan, of is dit om te bevraagteken, om te minag? Gee ons in daardie oomblik vir God die eer en erken ons sy gesag, terwyl ons al die vra, of beteken, of vra, of dink oor sy betekenis, of bevraagteken ons eintlik God se gesag. Vra oor die woorde wat hy sê, of oor die gesag van wat hy sê. Amper soos 'n tienerdogter wat vra hoekom sy nie alleen met haar boyfriend in die kamer mag wees nie. Gaan dit regtig oor verstaan? Of is dit om oor 'n lyn te trap? Want sodra jy God se gesag bevraagteken, oortree jy eintlik die eerste gebod. Wanneer God vir ons sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny gelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Sien, wanneer ons God se gesag verminder, in ons eie koppe kleiner maak, dan is die vraag vir wie gee ons daardie gesag? Daardie gesag wat ons wegneem, moet of gaan na iemand anders toe, of na my toe. In die geval waar dit na iemand anders toe gaan, is dit vir 'n afgod, en dit is so dinge soos skuld te begin word, wat ons dalk later oor gaan praat. Maar wanneer ons die gesag vir onsself gee, dan sit ons onsself in God se plek. En ek glo, dis die een waar ons die maklikste trap. Nie op een of ander dramatiese of publieke plek nie, maar in ons hart. Ons ontroon as te ware God in ons harte en ons maak onsself die belangrikste, of anders gestel, ons maak onsself die hoofkarakter in ons eie verhaal. Ons skryf dinge om ons in ons lewens, nie oor God nie. Ons vra, wat wil ek? Nie wat wil God hê nie. En vandag se wêreld maak dit vir ons soveel makliker. Want anti-gesag en ondermyding is die orde van die dag. Ek is persoonlik van mening dat geen generasie wat nog ooit geleef het, ondermyn soos wat vandag hier sit, ondermyn nie. Dis asof daar in ons kultuur 'n wet is, wat meer waar is as gravitasie, wat sê, my menswaardigheid is direk gekoppel aan my beheer. As ek onderdanig is aan iemand anders, is ek basies 'n slaaf, 'n niks werd. En ek bewys die feit dat ek waarlik mens is deur te rebelleer vir geslag. Maar hierdie is 'n ernstige probleem as dit kom by geloof en as dit kom by die kerk. Eerstens is God die koning van die konings en Christus is die hoof van die kerk. Ons is verplig om onderdanig te wees aan God en ons kultuur verpes dit. Inteendeel, meeste openlike ateëste het 'n openlike vyandskap oor God. Meeste van hulle is aggressief teenoor die geloof. En dis omdat hulle nie onderdanig wil wees aan die koning van die konings nie. En tweedens is dit 'n uitdaging in ons kerke. Want God het ouderlinge en diakens oor ons aangestel. Die ouderlinge wat vandag hier sit, is voor God verantwoordelik om te kyk hoe ek preek, om te kyk hoe ek leef, om my aan te spreek as ek oor die lyn trap. Soortgelyk moet hulle kyk na Sam se lewe, na Henny se lewe, en na elkeen van julle wat vandag hier sit. En ons elkeen moet onderdanig wees aan hierdie gesag, want dit is deur God ingestel. En ja, soms rebelleer ons openlik en aggressief, maar soms is dit soos 'n druppende kraan, amper soos daardie fonteintjie wat stadig drup, 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 en oor 'n tyd selfs 'n gat in konkreet kan maak. Dit begin dalk met iets klein, soos passive-aggressive behavior, 'n lustige kyk na 'n ander vrou, 'n oogrol vir 'n gesag wat ons aanspreek as jy, of selfs iets soos 'n onskuldige laatslaap op 'n Sondagmôre. En dit lei uiteindelik, soos Sam ook laasweek ons geleer het, groei dit en dit lei tot 'n gebroke wêreld waarin ons leef. En waardeur ek en jy met ons sonde dikwels 'n bydrae lewer. En daarom bid ek vanoggend, mag God ons verlos
van die twyfel wat ons in hom het. Kom ons reflekteer vanoggend, ons gaan stil raak, voor ons aanbeweeg na die volgende punt. Waar in jou lewe bevraagteken jy tans God se gesag? Kom ons raak stil. Ons sondes begin by twyfel en dan loop dit ook na verbeel toe. Wanneer ons twyfel, dan verdraai ons verbeelding God se ontwerp vir ons lewens. Ons vat God se gesag weg en ons verdraai dit dan. 'n Verbeelding wat geniet om buite God se lyne in te kleer, is dan besig om daardie gedagtes te laat groei of te nourish, om voeding daaraan te verskaf. En ons sien in vers 4 dat die slang vir Eva sê, julle sal beslis nie sterf nie. Wat baie slinks was, die slang is immers listiger as alle diere. Wat baie slinks was, want Adam en Eva het nie liggaamlik gesterf op daardie oomblik, op daardie dag nie, omdat die vrug nie giftig was nie. Was nie 'n vrug wat hulle geëet het, en dan soos 2 steps gee hulle 2 stappe en val om nie. Maar eerder 'n geestelike dood, want hulle was verwyder van hulle lewensbron, van God self af, wat gelei het tot hulle toekomstige liggaamlike dood. En daarom is hierdie stelling van die listige slang 'n halwe waarheid. En 'n halwe waarheid is altyd 'n volle leuen. Leuns is 'n verdraaiing van waarheid. Dit vat iets wat waar is en buig dit totdat dit pas by die twyfelagtige se verbeelding. Dit verdraai met ander woorde dinge, sodat dit pas by hoe ek wil hê iets moet wees. En dit is die anatomie, of die ontologie, of die weefsel van sondes. Sonde kan slegs gebeur wanneer daar 'n verdraaiing plaasvind in ons harte van dit wat goed is. Amper soos die klere aan jou lyf wat garings het wat aan mekaar gesit word, bestaan sonde slegs uit verdraaide waarheid wat in mekaar gevleg word en dan lei tot die dood. En as jy hierdie verstaan, dan weet jy dat sonde byna altyd goeie intensies het. En dit maak ons bang. Daar's 'n rede hoekom ons die uitdrukking het, the road to hell is paved with good intentions. Soos iemand onlangs vir my geleer het, die pad na die hel is gebou met kopbene wat gedink het hulle doen goed. Hoekom? Want sonde gebeur wanneer die goeie in jou pervers raak. 'n Gruwelike voorbeeld, maar baie goeie voorbeeld is dat dit is goed om kinders lief te hê. En is goed, reg en mooi om seksuele omgang te hê in 'n goddelike huwelik. Maar as jy daardie 2 waarhede verdraai en meng, dan kry jy die perverse in sy perverse vorm pedofilia. En dis 'n afskuwelike voorbeeld wat hopelik elkeen van ons 'n viscerale reaksie gee. Maar daardie selfde ding gebeur op 'n kleiner vlak in ons harte. En dit is waar ons verbeelding inkom. Want wanneer jy God se lyne bevraagteken, moet jy nuwer of sterker lyne teken. Ons sien dit in Eva. Sy vat wat God sê goed is. Hy het die wêreld goed geskep. Hy het alles goed geskep en maak haarself en haar mening belangriker as God se. In vers 6 lees ons: die vrou sien toe dat die boom goed was. Dit was 'n lus, dat dit 'n lus vir die oog was. Met ander woorde, Eva verdraai hierdie Godgegewe geskenk van smaaklike kos
om haar sonde te regverdig. Die vrug was 'n lus vir die oog, sê sy. Ek bedoel, as 'n vrug lekker lyk, dan is dit mos gemaak om goed te eet. Ek bedoel, as jou vrou vanaand vir jou 'n bord kos neersit en dit ruik so en sy sê nee, dis eintlik net vir kyk. So Eva maak 'n verskriklike logiese argument. 'n Baie goeie beredeneerde argument. Maar dit skiet kort op een kritiese metriek. Dit is teenstrydig met God. En daardie metriek is eintlik al wat saak maak. Ons het dikwels ook net so kreatiewe verskonings. Die mens vat wat God sê, maak dit minder gesagvol en dan byna sonder om dit te besef, neem die mens tydelik gesag bo God in en dan hardloop ons verbeelding. En ons kan regtig kreatief raak as ons uitgevang word met sondes. Dis amper asof ons deur meer hoops as 'n tier kan spring by 'n sirkus. En ek en jy doen dit gereeld. Net bietjie op. Die verdediging kom gewoonlik in die derde persoon. Wat gebeur hier in die teks? Adam sê, basies, wat moet ek doen? Die vrou het dit mos nou vir my gegee en die vrou sê, wat moet ek doen? Die slang het dit mos nou gedoen. En wat sê ons vandag? Wat doen 'n mens dan as hy in so 'n situasie is? Wat moet ek doen? Mense sê byna nooit, ek het. Nee, maar hulle sê goed soos, ag dit gebeur mos maar. Of dan doen mens mos maar. 'n Voorbeeld. Die man is die hoof van die huwelik. Maar my persoonlikheid is sterker as syne, dit werk vir ons. Of moenie skinder nie. Ek wil maar net hê mense moet weet wat aangaan. Dis mos hulle reg om te weet. Of moenie jok nie, word dikwels is maar net 'n klein wit lintjie. Wat doen mens as jou kind net aanhou huil? En ek het regtig al die absurdste verskonings in my werk teëgekom en in my lewe en ek is nog diskant 30 waar mense die snaakste goed kan kwytraak. Maar terselfdertyd as ek eerlik is en introspeksie doen, het ek al van die absurdste verskonings opgemaak. En dis belangrik dat ons moet besef dat ons hierdie verskonings opmaak, dat ons verbeelding hardloop en dat ons dit moet bely voor God. Dat ons gereeld moet erken waar ons buite sy lyne gaan en selfs wil inkleer. Alles dit net in ons gedagtes. Mag die Heilige Gees ons help sodat die woorde van Romeine 12 vers 2 vir ons waar kan word. Julle moet aan hierdie wêreld gelykvormig, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie. Maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil, dan dink ons net oor hierdie refleksievraag. Watter absurde of kreatiewe verskonings het jou verbeelding vir al jou sondes al uitgedink? Kom ons raak stil. Ons sondes begin in 'n twyfel, gaan oor na 'n verbeel toe en dan kom ons by begeer. Wanneer jy toelaat dat jou twyfel God se gesag ondermyn en dat jou verbeelding God se goeie plan vir die wêreld pervers maak, dan gee jy toestemming vir jou wil en jou hart om dit te gaan soek, om dit te begeer. Die beeld wat Sam gegee het, laasweek werk my so goed. Sy het gepraat van 'n klein kraakie en 'n Karoo damse muur. Wat wanneer dit onbehandeld bly, verander in 'n bars.
'n bars wat die lewe van die plaas benadeel en soms vernietig. En vers 6 leer vir ons, of sê vir ons, waar Eva sê, of praat oor Eva, dan sê dit, en dat die boom begeerlik was, om 'n mens insig te gee. Hierdie begeerlik loop baie diep. Die 10de gebod, die 10 gebooie sluit nie verniet af, met 'n 10de gebod wat sê, jy mag nie begeer nie. Want dit vat tot 'n groot mate die ander gebooie vas, waar dit vandaan kom. Want die vorige 2 stappe, twyfel, verbeel, maak die deur oop vir begeerte of brandende lus om te doen wat jou verbeelding uitgedink het. En ons wat hier sit, elkeen van ons is baie kwesbaar, want versoeking is een van die moeilikste goed om te verstaan. Dis byvoorbeeld hoekom ons vir alkoholiste sê om nie drank in hulle huis aan te hou nie. Of dan een van die grappies oor voorhuwelikse seks sê mos, as jy en jou verloofde saam kan bly sonder om seks te hê, moet julle dalk eerder nie trou nie. En daarom leer Paulus vir ons. Hy sê vir ons dat ons uit hierdie situasie moet vlug. Want 9 uit die 10 keer trap jy oor daai lyn. Dan 9 uit die 10 keer vou ons wanneer ons in begeerte val. En dalk sit jy hier en jy's beter as die res van ons, dan as jy dalk op 8 uit 10 uit, of 'n wonderwerk dan as jy op 5 uit 10 uit, maar is 5 te veel. En dis hoekom Paulus hier vir ons sê, vlug weg van die begeertes van die jeug en streef, saam met diegene wat die Here met 'n reine hand aanroep, na regverdiging, geloof, liefde en vrede. Vlug. Dis die enigste strategie wat werk. As jy dit nie doen nie, dan sit jy die begeerte in jou liggaam, jy sit dit in jou gees en dit raak doeteenvoudig te gevaarlik. En dan sondig jy in liggaam en gees teenoor God. Jou medemens, jou naaste en ook jouself, sonder dat jy dit kan help. Want jou wil is nie sterk genoeg nie. En ek het graag hierdie matriks opgetrek net om ons te help dink hieroor. In jou liggaam sondig jy teenoor jouself met dinge soos vraatsig, losbandigheid, luiheid. In jou gees sondig jy teenoor jouself met dinge soos geldgierigheid, verwyd, selfgeregtigheid of entitlement. In jou liggaam sondig jy teenoor jou naaste met dinge soos egbreek, diefstal, moord. In jou gees sondig jy teenoor jou naaste met dinge soos haat, woede, verwaandheid. In jou liggaam sondig jy teenoor God met dinge soos toordery, godslastering, sabbatsontering. En in jou gees sondig jy teenoor God met dinge soos ongeloof, bygelowe en afgoderry. Daarom ons laaste refleksie vandag is, bid vir God se hulp met jou spesifieke blokkie in hierdie matriks, of dan met jou spesifieke, vir jou hulp met jou spesifieke begeertes. Kom ons raak stil.
Ten slotte weet ons dat daar in Jesus beloof word, dat gelowiges se sondes vergewe sal word, in die Heilige Gees dat God ons sal heilig, sodat ons eendag vir ewig met God kan lewe. Geen sonde is te groot vir God om te vergewe nie, en geen sondaar te erg om te red nie. Maar dit is nodig vir ons om te verstaan wat sonde is en hoe dit ons vernietig, sodat ons kan verstaan wat daardie redding beteken. Dit is nodig dat ons gereeld besef en dat daardie berou ons lei tot belydenis voor God. En daarop is dit nodig om te weet dat hierdie daagliks moet gebeur, tot die dag van ons dood. Iets wat waar is en in ons lewe, sodat die Heilige Gees ons daarvan kan oortuig, en sodat die Heilige Gees ons kan heilig. Daarom sluit ek af met 'n baie kort verhaal of getuienis van Rosaria Butterfield. Rosaria Butterfield was 'n ongelowige en 'n ateïs wat as 'n dosent gedien het by 'n sekulêre universiteit in Amerika. En sy vertel dat sy as ongelowige gedink het dat haar grootste opoffering wat sy sou moes maak om 'n Christen te word, haar seksuele losbandige lewe was. Dit het haar gekeer om tot geloof te kom, want sy het gedink, dit gaan te moeilik wees om haar leefstyl te verander, om haar omstandighede te verander. Want sy het agtergekom dat die hoogmoed, of die pride in haar, baie moeiliker was om op te gee. Dat die worsteling van haar sonde nie was in haar begeertes nie was in haar verbeelding nie, maar in die dieptes van haar hart, wat die eer en gesag van God wou ontneem. En daarom mag ons waarlik met berou voor God buig. Mag ons elke dag die stryd veg waarvoor Jesus ons geroep het. Mag ons sondige self daagliks afsterwe, sodat ons vir ewig met God kan lewe. Amen. Ons gaan nou reageer sittend op hierdie prediking met Liedboek 239, Jesus rots vir my geslaan. En daarna gaan ek vra, ons gaan die kollekte opneem en dan gaan vir Erns vra net om agtertoe te kom en vinnig vir ons iets te sê oor ons kermis. Hier nou geleentheid vir die dankoffers om opgeneem te word.
Ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons uit U oorvloed mag gee. Ons bring hierdie dankoffers as teken van ons liefde en erkenning dat alles aan U behoort. Ons bid dat U hierdie gawes sal seën en gebruik tot uitbreiding van die koninkryk. Mag dit ons help om U naam te eer en mense na U toe te lei. Ons wy onsself ook opnuut aan U toe. Nie net ons geld nie, maar ons hele lewe. Dankie vir U troue sorg en genade elke dag. In Jesus se naam. Amen. Nou ek het daar's Ernst, ek het gedog julle sit bo. Toe net gou die kermis slide kry en dan sal ek vir jou Goeiemôre gemeente. Dit is my voorreg om vandag hier voor julle te staan as voorsitter van die kerkraad. Ek miskien 'n klein bietjie agtergrond gee. Ek wil nou nie oor Wian se preek spesifiek praat nie, maar ek dink ek sal ook aanstoot gee vandag as ek sê wat ek eintlik wil sê. Die afgelope paar maande praat ons as kerkraad spesifiek oor hoe tipe gemeente ons wil wees en spesifiek hoe ons kan funksioneer. En een van die goedes wat vir ons uitstaan is, ons wil graag 'n gemeente wees waar gemeentelede betrokke is. Die afgelope tyd lees ek in die Ou Testament spesifiek die klein profete lees ek herhaaldelik wat die Here sê, hy het regtig nie 'n behoefte aan ons offergawes nie. En as ek reflekteer oor vandag spesifiek, die ding wat hy regtig 'n behoefte aan het van ons is ons tyd. En daarom staan ek vandag voor julle en ek het 'n baie spesifieke versoek. Ons sal later praat oor die detail oor die ander goed as ons graag wil praat. Maar spesifiek met die kerk soek ons 'n koördineerder. Op hierdie stadium het ons eenvoudig net nie die kapasiteit binne die strukture wat ons tans het om alles gedoen te kry in die gemeente nie. En dit is 'n groot gesprek vir 'n ander dag, maar spesifiek vandag wil ek praat oor wat ons kan doen om ons kermis te maak werk. Ons in die afgelope paar jare het ons baie swaar geleen op spesifieke gemeentelede en dit is eenvoudig net nie volhoubaar nie. Ons almal is besig en ek wil regtig 'n versoek doen dat julle sal kyk in vandag se aankondigings, het elkeen is daar so 'n papiertjie. Lida is daar agter. Sy het 'n potlood. As die Here op jou hart lê dat jy betrokke wil raak, vul in waar jy wil wees en dan spesifiek as die Here op jou hart lê om ons te help as koördineerder. Die kerkkantoor sal nog steeds betrokke wees. Steek jou hand op. Wees asseblief soos Jesaja wat die Here gevra het, wie sal ek stuur en word gestuur so. En moet asseblief nie verskonings maak soos Moses om te sê ek kan nie praat nie. Dit is my persoonlike gunsteling verskoning. Staan op want die Here sal vir jou die krag en iemand gee om dit te doen so. Baie dankie vir julle tyd en ek hoop regtig dat ons vir julle sal sien aan die aanloop na die kermis toe en dan spesifiek net omdat ons weet dit is ons 50ste verjaarsdag. Die Here, dis ons jubeljaar. Dis die jaar wat ons vir die Here dankie sê vir die tyd wat hy vir ons gegee het, vir die genade wat ons ontvang het en dat ons mag saam wees en saam kan bou. Dankie Jan. Baie dankie Ernst. Ja, van my kant af ook, ons is hier om te help, maar ons is in daai posisies definitief. Skiet ons bietjie te kort. Net 'n paar ander goed om uit te lig. Net my eie blaai. Soos gewoonlik, daar is koffie na die tyd, ek weet. Ek sal nou nie met die hand uitwys nie, maar daar's nuwe mense wat ek van weet. As daar enigiemand anders nie is, julle het nou vir Ernst gesien, daar's nog van ons kerkraadslede toe gaan nou wees. Ek dink Wally, as jy net vir ons jou hand op kan steek. Sal nou nie so Samuel dat opstaan nie, maar dit is ook beter strategie. So kom stel jouself voor as jy nie is, kom drink net koffie, jy hoef nie te betaal nie, dis nie ingangsfooi nie. En ek het 'n voeltjie oorvlei dat daar dalk verversings kan wees, maar nie by my woord hoor nie. Dan sou ook ek wil hierdie uitwys en nie naas so die saamkuier geleentheid wat Dinsdag plaasvind op die blaadjie sal julle ook natuurlik die weekprogram sien wat ek nie nou op gaan stil staan nie en dan hierdie die ander afkondiging wat ook deurgekom het. Woensdag aand is daar 'n gesprek oor jeug en families. Rondom dit
veral as jy betrokke is enigstens daar kinders het, sal ek voor, as jy dit nie kan maak nie en wil insaal lewer, Sam is op die stadium bo dit en Rita, kan ook net jou hand opsteek. Ja, kontak hulle gerus. Hierdie is nou net vlugtelik, julle kan lees oor die dieroffer wat gaan vir die Instituut vir die Blindes. Julle sal ook sien, ek wil dit baie graag self uitlig. Gebedsversoeke wat ons daar het is Tannie Madeleine en Dani wat groot uitdagings het en dan Sanet Bosman, Marie Visser. Julle sal sien ons spesifiseer nie. Dis maar net vir confidentialiteit en dan spesifiek vir die kermis. Kom ons bid ook saam as gemeente daarvoor. Natuurlik vir die Instituut vir die Blindes wat ons voor kollekte gee, geluk vir almal wat die week verjaar. En dan die uitvoering hierna 11:00. Daar gaan nog kaartjies wees iewers by Jolande julle in die saal. En dan as jy 'n uitdaging het finansiëel, praat ek met Jolande. Moet dit nie mis nie, dit gaan 'n wonderlike konsert wees. James sit ook al bo. Ek sien baie uit na die saksofoon oral kombinasie. Ek het die video wat hulle gesien het was 'n bietjie jazzy. En dan natuurlik Bach, as ek mal oor. En dan die koördineerder het ergens oor gepraat, die familiekamp kan julle ook net dophou, die pryse is al, die kostes aan verbonde is daar. En dan Sam hulle wat baie moeite hiermee doen, kom boek daai datum uit, 19de. Is daar ouderdomsbeperking, Sam? Almal kan kom. Van jong tot oud, grys tot hare. Julle is welkom. En dan net ook volgende week. Daar is 'n preek. Sam gaan voorberei, ek beloof, maar daar is nie kategese nie. Wees maar net bewus daarvan. Kom ons sluit dan af met ons slotlied, Ancient Words, en dan na die seën uitgespreek is, sing ons ook as Amen die Onse Vader. Long preserved for all
ontvang dan nou ook die seën van die drie-enige God. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees met elkeen van julle wees tot in alle ewigheid. Amen.